Ja, welkom by hierdie week se AMT politiese oorsig. Ons gesels natuurlik weer met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Baie interessante goed wat gebeur het internasionaal. Trump se 100 dae wat nou gevier is laas nag met sy speech wat nou uitgekom het. Maar kom ons begin sommer dalk daar, Prof. Ek weet Prof het tot in die middernagtelike ure dit geluister. Wat het daar uitgekom en ek neem aan dis nie net alles goed soos hy in die speech gesê het nie. Ja, kyk, dit is 'n snaakse week hierdie. Ek sien iemand verwys daarna as 'n Haasbeck week, met so 2 werksdae in die middel van die week. Ja. Maar dis die 30ste April vandag, en Donald Trump is op die 20ste Januarie ingehuldig, en tydens sy inhuldigingstoespraak het hy 'n soort van 'n belofte gemaak. Hy het gesê, in die eerste 100 dae gaan ek die wêreld verander. Ek gaan 'n buitengewone president word, waarskynlik die mees betekenisvolle veranderinge in die geskiedenis van Amerika. Dit was die beloftes wat hy gemaak het daar in sy inhuldigingstoespraak. Nou ja, 100 dae is nou vandag, en daar's baie wyd gerapporteer oor wat in die laaste 100 dae gebeur. Miskien moet ons net by 1 of 2 positiewe punte begin. Wat ons positief kan sê van Donald Trump se eerste 100 dae, hy het gehou by sy beloftes. En dis wat politici min doen. Ja. So mense moet hom die krediet gee. In die tweede plek het hy beslis werk gemaak aan goed wat hy vooraf gesê het hy gaan doen, om te probeer om lewenskoste te verlaag. Hy het beslis baie hard gewerk en goed in werking gestel om grensbeskerming te verbeter. Met ander woorde, om nie alleen Amerika se grense veiliger te maak nie, maar ook onwettige immigrante terug te stuur en weg te stuur na die lande van oorsprong. En in baie gevalle nie eers lande van oorsprong nie, maar ander lande wat bereid is om hulle te vat. En ek dink, daar was so 'n bietjie aanmoediging van die Amerikaners af om dit te doen, lande soos El Salvador en dies meer. En dan dink ek die negatiewe deel van Donald Trump se eerste 100 dae is die ongelooflike onsekerheid wat hy geskep het. Die onsekerheid ten opsigte van tariewe. Ja. Hoë tariewe, lae tariewe, penaliserende tariewe, en dan is daar baie druk om terugtrek van die tariewe. 145% tariewe teenoor 'n land soos China, maar dan praat die baas van Apple met hom, en dan word Apple telefone vrygestel van daai tariewe, wat omtrent 80% van alle Apple fone word in China aan mekaar gesit. Wat beteken, daai telefone sou nou 145% duurder word, wat dit buite die bereik van die Amerikaners maak. Nog 'n negatiewe punt wat ek dink die markte geweldig ontwrig het, was toe Donald Trump begin het om Jerome Powell, die voorsteur van die Federale Reservebank of die Amerikaanse sentrale bank, in die openbaar te begin kritiseer, omdat hy nie rentekoerse wil laat laer gaan. En Jerome Powell sê vir hom, kyk meneer, ons sien, as ons na die makro-ekonomie kyk, dan sien ons tariewe, wat jy nou ingestel het, gaan binnelands inflasie veroorsaak, want alles gaan duurder word. Daarom wil ons nie nou al rentekoerse laat daal nie. En op grond daarvan het Trump gisterand weer in sy toespraak, maar nou is hy 'n tipiese politikus. Hy sê, en wat Jerome Powell aanbetref sê in sy toespraak, ek mag eintlik nie oor hom praat nie, en ek mag hom eintlik nie in die openbaar kritiseer nie. So hy sê wat die reël is. Ja, maar dan doen hy toch sê. Dan doen hy dit. So, en sy... Maar hy skep dan baie nuus vir ons, hè? Hy skep baie nuus. Die ander negatiewe ding wat my aanbetref is, ek wens hy wil ophou om in elke toespraak, of dit nou is met Zelensky en of dit nou is met wie ook al, of gisterand met 'n baie patriotiese gehoor voor hom, ophou om vir Biden die skuld vir alles te gee. Hy het nou gisterand dat sy gehoor 'n stemming maak. Moet hy hom Sleepy Joe noem, of moet hy hom Crooked Joe noem? Ja. Nou toe skree die ouens baie harder vir Crooked Joe. Toe sê Trump, wel, nou het julle nou die antwoord, dis wat julle wil hê. So hy weet ook om sy gehoor te speel. Ja. En dan 'n ander deel wat hy uitstekend is, wat 'n mens om die krediet moet gee, hy hou van one-liners. Goed wat mense kan onthou. Make America Great Again. Ja. Make America Safe Again. Jy weet, hy speel op daai tema. Gisterand weer het hy gesê, as mense wat my kritiseer oor my energiebeleid, wel, kom ek sommer vir julle op. Drill, baby, drill. Met ander woorde,
ons gaan nou vir olie boor. En so hy maak beleid eenvoudig en hy maak dit verstaanbaar en dit is natuurlik 'n probleem vir ons ouens wat die analises doen of die ontledings doen, want 'n mens kyk baie meer genuanceerd. Jy kyk na die oliemark globaal. Jy kyk na wat in die wêreld aangaan. As jy met Donald Trump praat, gaan dit net oor wat in Amerika aan die gang is. So hy het 'n soort van 'n ekonomiese nasionalisme wat onder hierdie Make America Great Again sit. Nou miskien net een afdraaipaadjie op die Trump 100 dae. In Kanada was daar 'n verkiesing 2 dae gelede. En daar het die Liberale Party teen alle verwagtinge in die grootste meerderheid in die verkiesing behaal. Hulle het nog nie 'n volstrekte meerderheid nie. Ek dink hulle mis so 2 of 3 setels om 'n volstrekte meerderheid te kry, maar hulle het eintlik die verkiesing teen Trump gewen. Hulle het die verkiesing gehou, nie ten opsigte van wat mekaar se beleide is nie, maar hulle het hulle verkiesing gehou met Trump as die vyand suid van die Kanadese grens. So Trump veroorsaak hierdie snaakse goeters, en dan in sy 100 dae het ons ook gesien dat die Europese lande begin al hoe meer na mekaar kyk vir ondersteuning. Suid-Afrika begin kyk na addisionele markte, ander markte binne BRICS, markte binne Afrika, markte binne Europa, vir verskeidenheid van ons goedere, veral wat sitrus aanbetref, in die Weskaap waar ons 'n groot blootstelling het aan die Amerikaanse ekonomie en ons moet maar aanvaar in Trump se 100 dae. Of dit nou al gesê is of nie, maar ons het die voordele van AGOA het ons verloor. Ja. Ek dink 'n mens moet dit aanvaar. Ja. Ons sit nou met 'n 10% 'n tarief oor deur die bank, maar die goeie nuus in hierdie 100 dae vir ons was ook verlede week, en ons het net so 'n bietjie daaraan geraak, dat die ontmoeting wat ons gehad het met president Zelensky het gemaak dat Trump en Ramaphosa gepraat het. Weet ons al waar uitgekom het? Ons weet dat Park Stau en John Steenhuisen en Lamola is nou 'n 3-manskap wat nou met die Amerikaners moet begin onderhandel oor tariewe en wat is ingesluit en wat is uitgesluit. So daar's ten minste nou gesprekke. Ja, dit is al goed, ja. Dis al baie beter as wat ons die afgelope 2 maande eintlik nie 'n idee gehad het van wat aangaan en wat nie aangaan. Ek wil afsluit met hierdie stukkie oor Trump net deur te sê, ek dink dit wat hy in sy inhuldiging gesê het, dat hy 'n betekenisvolle verandering gaan aanbring, nie net in Amerika nie, maar wêreldwyd, is reeds aan die gebeur. Wat ons nie weet nie, is hoe gaan hierdie goed uitspeel in krisisomgewings, want 2 van die goed wat hy wou oplos, die vrede in Oekraïne en die vrede in die Midde-Ooste, het nog nie een regte vrede opgelewer. Die politieke rolspelers het almal ander vereistes en dis baie moeiliker om hierdie ouens om 'n tafel te kry en saam te stem oor goed. Veral Putin is besig om woer te speel met Donald Trump en dit lyk vir ons asof hy nou begin agterkom. Hy is 'n bietjie hier vir 'n triek gevat deur Putin. So ons sal nou maar sien wat kom daar uit. Maar dat hy verandering begin het en dat hy geweldige wisselvalligheid en volatiliteit in markte veroorsaak het. En jy weet self dat as 'n mens in 'n mark sit, aanvaar jy 'n sekere mate van volatiliteit. Maar as dit buite sekere grense gaan, dan beperk dit jou vermoë om te beplan. Ja. Dit beperk jou vermoë om na en 'n beperk investering, dit beperk, En ons sit nou in daai konteks. Kom ons hoop sy tweede 100 dae, hy het nou nie gevra daarvoor nie, maar kom ons hoop sy tweede 100 dae wat hom vat na 6 maande in die Withuis, raak 'n bietjie meer stabiel, want ek dink hy begin agterkom dat daar is ook terugdrukprosesse en dis baie duidelik dat die Amerikaanse finansiële markte het eintlik 'n bietjie op hom begin leun, en sê jy kan nie so aangaan nie.
Ja, want ons het gesien, die skepe van China na Amerika toe, 30% af wat alreeds die nuutste statistiek het, gaan seker nog vermeerder. Prof het gepraat van vlugte na Amerika toe, iets wat half 'n indirekte effek is. Is 30% toeriste af, wat af is soontoe. So, daar is vir my al hoe meer dat hulle self begin isoleer en dan begin jy al hoe minder impak in die wêreld hê. Daar's baie goed wat negatief vir hulle dan uit so 'n situasie eintlik kan kom. Dis natuurlik nie 'n nuwe ding in Amerika se geskiedenis nie. Daar is, as jy na die Amerikaanse geskiedenis kyk ten opsigte van die wêreld buite Amerika, dan is daar iets wat genoem word die Monroe-leer. Die Monroe-leer sê dat Amerika na homself kyk. Niemand anders gaan na hom kyk nie. Daarom bly Amerika uit wêreldoorloë uit. Wel, so ver as hulle kan. Ver as hy kan. Tot die Japaneese hom terugbring in Pearl Harbor, of tot in die Eerste Wêreldoorlog een van sy skepe gesink word, of so iets. So, daar is 'n geneigtheid by Amerikaners om eerder terug te trek, as om volledig betrokke te wees. Om die waarheid te sê, dit is die groot verskil tussen die Republikeine en die Demokrate as twee politieke partye in Amerika. Die Demokrate raak betrokke by wêreldkonflikte. Ja. Want hulle het hierdie morele verpligting om die demokrasie uit te brei en vrede te maak. Die Republikeine weer onttrek uit oorloë uit. Dit was baie meer nasionalisties amper. Dit was Nixon wat uit Korea uit is. Dit is Trump wat uit Afghanistan uitgetrek het. Hoe die onttrekking onder Biden gebeur het, is nou 'n ander storie, maar die beginselbesluit om uit te trek is deur Republikeine geneem. So wat Trump doen hy eintlik binne die Republikeinse tradisie van fokus op Amerika en fokus op wat hier binne-in aangaan eerder as op die res van die wêreld. So baie interessant is my volgende verkiesing en ek weet nie, hy mag oor 2 jaar. Ja, en hy mag in elk geval nie nog 'n termyn kry nie. Ek weet hy druk vir dit, maar ons sien altyd hierdie spring tussen die twee partye en of hulle terug gaan weer na die Demokrate toe. Wel, in November volgende jaar, wanneer Suid-Afrika ook 'n verkiesing gaan hou, ons plaaslike regeringsverkiesing, gaan die Amerikaners 'n middeltermynverkiesing hou. En die tradisie in Amerika, of die geskiedenis vertel vir ons, dat die sittende president, die party wat hom steun, altyd sleg doen in die middeltermyn. Ja. Want dit word 'n soort referendum op wat gebeur het die laaste 2 jaar. Nou, die verskil tussen die Republikeine en die Demokrate in beide huise, die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers, is omtrent 50-50. Die Republikeine is tans die voorlopers. Maar in 'n baie intense politieke proses kan daai rolle net so omruil. En as daai rolle omruil, dan verander die spelreëls in die Withuis, want op die oomblik regeer Donald Trump met uitvoerende bevele. Hy het in hierdie eerste 100 dae 142 uitvoerende bevele gemaak en hy het maar 5 stukke wetgewing geteken. Nou 'n uitvoerende bevel kan net uitgevoer word. Dis soos 'n beleidsafkondiging. Ja. Dit het die krag van 'n wet. Dit kan uitgevoer word mits daar geld is om dit uit te voer. Nou, op die oomblik is beide die huise in die Kongres vir Donald Trump baie ter wille, so hulle gee van wat hy wil hê. Maar as dit omruil, dan word dit 'n heeltemal 'n ander storie. En bovenal die feit dat hy 142 uitvoerende bevele geteken het en deurgevoer het, is daar volgens my telling ongeveer 122 hofbevele uit teen hom op die oomblik, waar ouens probeer om hierdie uitvoerende bevele om te draai. So, dis nie asof daar nie teruggedruk word. Ja. Maar eintlik met ons verhouding met Amerika nou, Suid-Afrika se verhouding met Amerika en dis nou 'n nuwe arbeidswetgewing wat nou geteken is, ek weet, die DA gaan 'n hof toe oor dit, as prof dalk vir ons bietjie kan vertel oor dit, maar kan dit nie ons verhouding met Amerika nou weer versuur nie, want ek weet, hulle fokus nou nogal baie op ons, op daai tipe wetgewing. Maar nie net daar nie, in sy toespraak het hy baie spesifiek gepraat, hulle gebruik die afkorting DEI, Ja. Diversity, Equity en Inclusion. Dit beteken, is maar dieselfde as ons BE. Ja. Of Affirmative Action, dis die ou term. Nou, Trump het 'n totale verbod daarop gesit. Kultureel, militêr.
Hy dwing die universiteite om daarvan afstand te doen. Hy wil nie hoor daarvan. Hy het self so ver gegaan as om 'n vliegtuigongeluk wat in Washington DC gebeur het so 'n maand of wat gelede, toe te skryf aan DEI. Hy het gesê, dis die incompetence van diversity. So eintlik sê hy, as jy hierdie goeders doen, dan stel jy onbevoegde mense aan. Dis Trump se mening. Ja. Wel in Suid-Afrika is die teenoorgestelde besig om te gebeur. Swart ekonomiese bemagtiging is beleid, en hierdie goed waarna jy verwys het, is in die Staatskoerant gepubliseer nuwe wysigings van wetgewing wat dit strenger maak in Suid-Afrika. Met ander woorde, wat dit nog moeiliker maak om al hierdie goeders in werking te stel. Dis nie net die DA wat hof toe gaan nie. Ek weet Solidariteit gaan hof toe. Papenfoes en sy groep gaan help hulle. Maar ons moet nou onthou dat die wetgewing, daar's 'n klein soort van 'n sinnetjie onder wat jy ons mislees, en dit is, as jy in jou bedryf vir ons kan wys dat daar nie mense is om hierdie poste te vul nie, dan kan ons jou vrystel van hierdie vereistes. Maar dit is natuurlik 'n klomp papierwerk, en jy word nou uitgelewer aan 'n klomp amptenare en so aan. Ja. Maar ek dink net ons is stroom op met hierdie wetgewing, en ek dink dis negatief. Dis negatief in ons verhouding met Amerika, want dit gaan uitgewys word. Amerikaanse maatskappye, om die waarheid te sê, is 'n bietjie onder druk, want hulle word in Amerika aangesê om hierdie hele, kom ons gebruik maar die Suid-Afrikaanse term, om swart ekonomiese bemagtiging heeltemal te skrap, en hier by ons, waar hulle hier werk, word hulle volgens wetgewing verplig. En dit word nou nog strenger. So hier kom 'n botsing. Neem byvoorbeeld Elon Musk. Hy kan nie sy internet, sy Starlink hier in Suid-Afrika kry nie, want hy voldoen nie aan die swart ekonomiese bemagtigingsvereistes nie. Maar met 'n klein bietjie manoeuvrering het hy nou Lesotho toegelaat om Starlink te begin. En ek het 'n idee, as ek nou naby aan Lesotho bly, dan moet daar 'n manier wees om toegang te kry tot Starlink, al is dit net oor die Caledon rivier. Ja, maar dit gaan, ek dink dit skep baie onsekerheid, maar gaan hierdie wetgewing amper deurgevoer kan word? Ek weet Prof het iets gepraat van, dis nie so maklik om dit in werking te sit nie, en hulle het dit al probeer. En ek dink met die eise teen die hof, jou probleem is om dit hof toe te vat. Gaan die howe sê vir ons, jy weet, hierdie is konsepwetgewing. Dis nog nie geïmplementeer nie. Jy wil dit nou stop voordat ons dit implementeer. Maar jy het geen bewyse oor die impak wat die wetgewing gaan hê nie. So daar's 'n baie moeilike argument om konsepwetgewing te stop. Die howe hou daarvan, as die wetgewing eenmaal in plek is, en jy het 'n paar voorbeelde om dan daarteen op te tree. Maar kom ons hoop met 'n sterk poging. En ek is optimisties oor wat gebeur het oor die laaste 3 weke met die begroting en met die BTW en alles, dat die ANC op 'n manier verplig word om te sien, ons kan nie alleen staatsfinansies bedryf nie, ons moet die ander lede van die regering van nasionale eenheid ook betrek. Skielik word die wetgewing nou deel van daai betrek almal. Die ANC besef, hy kan nie buitelandse beleid alleen doen nie. Hy het tot nou toe daai goed eksklusief gedoen. Nou word John Steenhuisen deel van die afvaardiging om met die Amerikaners te praat oor tariewe. Dit beteken nou, hy is eintlik deel nou van buitelandse beleid. So stadig maar seker het hier 'n draai gekom rondom die begroting, en ek hoop hierdie draai gaan 'n groter positiewe uitwerking hê as net hierdie eenmalige toets wat die ANC gedop het. Ja, maar dit voel so of hulle dit so onder die lappe gedruk. Wat is die motivering om nou so iets van die ANC se kant af, om nou so iets te probeer deurdruk? 'n Mens moet gaan kyk na die Departement van Arbeid. Hulle het sekere programme. En ek dink baie van hierdie programme wat deur amptenare gedryf word, neem nie altyd in aanmerking wat die totale omgewing is. Wat
wat buite aangaan nie. Hulle doen maar hulle ou programmetjie. En dis die werk van oppositiepartye om hierdie goedes te gaan uitsniffel en dit aan die groot klok te hang. Dis exactly hulle werk. En om te doen wat hulle nou doen is presies wat mens verwag van 'n politieke party in die parlement wat nie die dominante party is nie, om te probeer uitwys as daar wetgewing is wat negatief is vir die land. Sjoe, en dit gaan nou addisionele onsekerheid natuurlik skep, en dis vir alle maatskappye bo 50 mos nou wat nou, en dit gaan verseker baie praktiese implikasies vir as dit nou wel deurgaan. Ja, en as die ekonomie nie groei nie, dan word hierdie een van daai groter beperkings op 'n ekonomie wat onder 1% rondfloat en nêrens kom nie, en nou kom daar nog Amerikaanse tariewe by en onsekerheid. En ons verloor buitelandse investering en dit kan 'n hele sneeubal-effek Dis baie negatiewe omgewing om dit nou te begin. Prof, laaste vraag, begroting 3.0. Ja, ons begin daarmee. Daar's 'n groot persverklaring vandag, 'n perskonferensie om te verduidelik hoe ons dit doen, maar basies het die Wes-Kaapse Hooggeregshof die begrotingsproses ongrondwetlik bepaal. Die parlement het foute gemaak, die komitees het foute gemaak, die ANC en die EFF was reg, die ANC het die leiding geneem. Daar's natuurlik nou baie politieke partye wat nou die wins opeis en sê dit was net om ons. Ja. Maar ek dink ons luisteraars hoef net een ding te doen. Gaan lees die uitspraak. Dis net 3 bladsye, miskien net 2 bladsye van die Kaapse Hooggeregshof. Daarin staan in die eerste sinnetjie die DA versus hierdie, en in die tweede sinnetjie staan die EFF versus hierdie, en dan die bevinding. Dis die 2 partye wat hier 'n rol gespeel het met die DA as die dominante party. Dit staan so in die hofuitspraak. En wat hulle nou reg gekry het was om vir die ANC te sê, julle kan dit nie alleen doen nie, julle moet ons betrek, BTW kan nie verhoog word nie, en ons moet nou begin by 'n nuwe begrotingsraamwerk. Ek dink dit gaan hierdie keer baie vinniger gebeur, want ons het mos nou al hierdie debatte gehad. Ja. Daar hoef nie weer 'n lang speech gehou te word deur die minister van Finansies nie. Om die waarheid te sê, ek dink sy posisie is 'n bietjie in gedrang. Want ek verstaan dat hy was oor see, terwyl die ANC besluit het om met die DA buite die hof te skik oor hierdie hofsaak. Ja. En toe hy terugkom, toe leer hy daarvan. So, dit sê vir jou, dat Fikile Mbalula en die president, as die leiers van die ANC, Het 'n bietjie leiding nageneem. het bietjie leiding geneem, en Enoch Godongwana is so 'n bietjie op sy stappie geneem. Nou, hy sal nie vir Enoch Godongwana uit die kabinet fire nie, dis nie Ramaphosa se styl nie, maar ek sal nie verbaas wees as Enoch Godongwana een of ander siekte ontwikkel en dalk vra of hy nie maar verskoon kan word nie. Wow, okay. Sjoe. Ja, nee, dit gaan baie interessant wees. En mense hoop daar kan nou weer eens, ek dink die geskilproses uit hierdie wat nou vinniger dalk opgelos kan word. En ons hoop regtig hulle kan eintlik meer gaan sny nou aan onnodige besteding. Dit kan ons nou nogal baie dalk so 'n bietjie iets uit die Amerikaanse of Die les wat ons al geleer het, is die geskilbeslegtingsmeganisme moet voor die tyd gebruik word voor wetgewing parlement toe gaan. Ja. Politieke partye moet, dit help ook nie jy gaan sit in die kabinet daaroor en praat nie. Jy moet op 'n ander vlak platforms ontwikkel waar 'n mens wetgewing op die tafel sit en 'n think tank hou daaroor en besluit hoe werk dit. En dis 'n belangrike punt wat ek hier maak, die sogenaamde denkskrim of think tank. As jy kyk na lande met sterk koalisieregerings, dan is daar verskeie denkskrimme of instituut Ek agter die deur wat hulle nou 'n bietjie hulle geskille gaan oplos. waar ouens werk. En 'n paar name het in die laaste tyd al na vore gekom. Daar's die Heritage Foundation in Amerika en daar's die dit en die dat. Die politieke partye gebruik hierdie instellings as think tanks om eintlik beleid so 'n bietjie uit te klaar. Ek dink dit is tyd dat Suid-Afrika met so 'n ding begin. Ek weet, die IFP het jare gelede die Inkatha Instituut begin en hy het so 'n rol gespeel, maar dit het nou verval oor tyd. Ek dink daar moet weer sulke goed kom. Ja, prof moet ons 'n naam uitdink, dan kan ons 'n nuwe instituut begin. Baie dankie prof, dit was baie interessant geweest. En skakel volgende week in, gesels ons weer oor die nuutste wat in plaaslik as ook internasionale politiek aangaan. Baie dankie en sien dan volgende week.